Wel is ons weer. Hierdie keer met 'n baie meer belangriker onderwerp. Seker een van die belangrikste onderwerpe, kom ek stel dit so. Naas redding, wat ons nog by gaan uitkom, as ek die goeie lewe hou, is hierdie gebed. Want ons het met gebed goed aangevang wat net ongelooflik is. Ek wil vir die mense sê wat teruggekom het in hulle, hoe kan ek sê, hulle dank uitgespreek het oor die vorige 2 opnames, wil ek wil vir julle sê dank nie, vir die eenvoudige rede, wat ek sit toe en dink daaroor, en onthou, dit is ook 'n uitdaging aan hierdie kant, want jy is nie helemaal seker of jy op die teiken is nie, so dis soos 'n ou wat lê en skiet sonder iemand wat langs hom sit met 'n verkyker, maar as julle terugkom en vir my sê waar ons is daarmee, dan is dit vir my duidelik, ons is nog op die teken, ons is nog op die teiken. Gebed is baie belangrik, kyk hoe baie boeke is daaroor geskryf. En ek wil vir julle een ding vertel, gebed gee ook die grootste vreugde in 'n menselewe en die grootste verwerping. Nou, die belangrikste ding wat ons moet verstaan met die gebed is dat daar mense in gebed seer kry. Ek verseker julle, daar moet letterlik duisende wees. En dit was een van die onderwerpe wat my altyd in my lewe getref het, want as ek terugkyk na my getuienis, ek weet, ek moet op 'n stadium kom sit en ek eintlik my hele getuienis weer vir julle gee. Ek weet dit lê ergens op YouTube, maar ek weet nie waar nie. Maar wat was daar gewees? Ek onthou toe ek begin het, en ek het begin bid. Man, as jy bid, dan gebeur het. Jy bid net wat jy wil. Dis soos 'n klein babietjie wat, jy weet, hy vra net 'n paasdaal. En toe verander dit 'n bietjie. En toe werk het nie. Nou die interessantheid is, en ek dink, dit is die rede waarom ek vanoggend hier sit. Want die oomblik wat ek bid en dit werk nie, dan sê ek, nee, dit moet werk. Waarom werk dit nie? En dit het my gevat op 'n jarelange soektog om te kyk, want die Bybel sê een ding. So, aan die Bybelse kant kyk ek en hy sê, vra, en vir jou sal gegee word. As jy in my is en ek is in jou, vra net wat jy wil. Maar dan vra ek. En daar is hoeveel skrifte in die Nuwe Testament. Ons word eintlik uitgevra. Jesus sê op 'n spesifieke stadium sê, julle vra nooit iets nie. Nou is die geleentheid vir julle om dit te vra. En dan aan die ander kant het ek God die Vader wat so lief is vir my. God die Vader wat na my kyk soos sy kind. Nou kyk ek na my kind en dan dink ek, as my kind in 'n situasie sit, ek sal van enigiets doen. Maar nou sit ek in 'n situasie, maar dit werk nie. Dan kom nie uit nie. En dit help nie om dit weg te praat nie. Ek het hoeveel keer met mense gesit en Christene gesit. En dan sê ek, luister, jy het 3 weke gelede in 'n Bybelstudie dit en dit en dit en dit gebid. Nou maar weet jy wat het nou daarvan geword? Kyk, ek is seker nou 'n bietjie varkagtig ook, ja. Maar ek kan vir jou vertel, hulle het nie dit daarvan gehou nie. Een het vir my reg gesê, moenie my uitvra oor my gebed nie, want dan steel jy my geloof. Maar hierdie ou hou aan om oor en oor en oor en oor goed te bid, maar niks gebeur nie. Holy moly. Dit is die toppunt van onnoosheid. So nou kom ek en ek sê, maar hoekom werk dit nie? En hoekom kry ek dit nie? So ek is miskien soos 'n stout kind. Maar okay, dis waarom gebed vir my so belangrik is. Want dit is een van die belangrikste goed om God die Vader se hart te demonstreer. En weet julle wat? Ons moet 'n bietjie kyk, wat het ons met gebed gedoen? As gevolg van hierdie dilemma, wat ek geskets het rondom die woord, het jy al 'n bietjie gekyk? Man, ek sê vir jou vertel, kyk hulle 'n bietjie so. Ons hou 'n reel dans, my man. Ons dans, ons gaan te kere, ons blaas die shofar. Nou, ek wil dit nie afbreek nie, en ek weet vir party mense is dit kosbaar, maar regtig,
Het jy al gaan kyk wat het gebeur? Ek weet, ons het gedans in 'n besigheid en ons het gestaan en op die woord gestaan en hom uitgespreek en die shofars geblaas. Man, ek weet vertel die demons het pad gegee tot onder in die Kaap. En 4 maande later te likwideer die maatskappy. Nou luister, jy moet iets met jou brein verkeerd wees. En dan sit ek en ek sê, maar hoekom? Hoekom gebeur dit? So nou kom ons en ons begin dit aanspreek. Ja, kyk wat gebeur as jy so 'n ding aanspreek. Man, dis 'n heilige koei daai hoor. Ek wil jou vertel. So, hoe spreek jy dit dan? Dan sê jy vir hulle, nee, maar wat gaan nou gebeur? Dan sê hulle, nee broer, dit het in die gees gebeur. Dan sê jy, wel, moet dit nie manifesteer nie, moet ek dit nie hier sien nie. Nee, dis ongeloof. Ek meen, hoe crazy is dit? Ek gaan na my pa toe, ek vra hom iets, ek voer 'n reeldans uit, ek roep die woord, ek spreek dit uit, en dan draai het skeef. Niemand vra 'n vraag daarna nie. Niemand vra 'n vraag nie. En dan, hoekom doen ons dit nie? Niemand sê nie 2 sinne nie. Ek sê vir jou, ek wil weet, waarom? Want die skrif is my verbond met God. Dwing jy nou jou gebed af, kry, nee broer, kalmeer. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee. Ek ry een keer na my neef toe. Hy is 'n dokter hier in Irene. Maar dat is nou lang terug, ek is toch mooi jonk gewees. En ek voel hom die middag gauw na hom toe te ry in sy spreekkamer, ek wil hom iets gaan vra, ry soontoe, op pad soontoe, stop ek by 'n stopstraat toe, ek regs in die pad opkyk, toe sien ek hoe tref 'n motor, 'n seentjie van 7 jaar oud. Man, maar dis mos nie die plek waar jy moet wees, broer. Want hier gaat ons mekaar nou skraap, verstaan jy? Tussen my en Satan, hier is moeilikheid. Ek trek dadelik van die pad af, klim uit, stap na die kind toe, kniel op die teer, slaat my hande op hom, en ek begin bid, laat het luister, en op die stadium te hou ek, toe ek nou nie meer Afrikaans oor nie, toe slaan ek oor in taal, maar hier sit 'n ou langs my, ook op die teer, en dan bid ek, en dan is ek besig om in die gees te bid, ek is besig om in tale te bid, en dan pomp hy my so in die ribbes, dan besluit ek, man, hierdie ou gee nou vir my gas hoor, en dan gat ons weer, en dan gee vir my weer 'n pomp in die ribbes, en na ruk toe, besef ons, hierdie kind het 'n probleem. Die ambulans kom toe, die ambulans van die kind weg. Einde van die prent. Ek ry na my neef toe, sy vrou is daar, ons bid vir die kind, sy spreekkamer, hy ken die mense. En die volgende oggend, my broer op daardie stadium was toe, pastoor by Reemal. En die volgende oggend, toe voel sy wil my broer bel by Reemal, dat hy kom bid. Hy moet kom bid vir die kind. Toe my broer die foon optel, toe sê hy vra, die Here het my vanmôre wakker gemaak en vir my gesê, iemand gaan my bel, want daar's 'n kind vir wie ek moet gaan bid. Ek kom, maar vra die ouers se toestemming. Hallo papa, wat gebeur? Die ouers van die kind, met ander woorde die kind se ouma en oupa, hulle is op pad van Middelburg af. Die ou wat langs my gesit het, is die predikant van die NG Kerk in Doringkloof. Wel, daardie tyd so Doringkloof. En hy het my gestamp om op te hou, want hy wil nie hê ek moet hier sit en bid in tale nie. Toe ons die vrou bel, die ma van die kind, om daar te reël, dat my broer vir haar kom bid, toe vra sy van, watter kerk is hy? Toe sê hulle nie, hy is van Reemal. Toe sê hulle, is dit daai ouens wat so en so mal? Sê hulle, ja. Sê hulle, nee, hy mag nie vir die kind kom bid nie. Luister die. Ons hou om dieselfde ding oor en oor te doen en dit werk nie. Nou kom iemand om jou te kom help, jy is nie bereid om net terug te staan en te heroorweeg waarmee jy besig is nie. Want wat maak ons met gebed? Nou kan ons nie verstaan waarom die wêreldlinge ons haat nie. Ons kan nie verstaan waarom hulle vir ons lag nie, ons kan nie verstaan waarom hulle vir ons spot nie, want ons vertel hulle van die wonderlike God, maar ons kan hom nie vir hulle demonstreer nie. Weer is 'n harde woord, maar is ek reg? Of is ek verkeerd?
Weet julle wat, daai kind is dood. Hy is die volgende 2 dae is daai ou dood, want een persoon van een kerk kan nie bid vir 'n ander persoon in 'n ander kerk nie, want weet jy hoekom? Hulle is sektaries. Ons glo in dieselfde God, ons glo in dieselfde Christus, Jesus is ons verlosser. Ons net miskien 'n ander benadering. Sê nee, maar Krausie, jy is nou nie, ek is nog nooit aan Rema in my lewe nie. Ek sê net vir jou, ons moet objektief begin na onsself kyk, waarvoor ons sê, ons hou vas in die dooie ritueel. Ons hou vas daarin en ons wil dit nie laat gaan nie. En sê vir my nou, ja, as jy dan dit sê, wat is dan gebed? Sê jy vir my. Want ek gaan jou die grootste verrassing van jou lewe gee. Vir die beste part van my lewe, het ek gebed gesien, as ek gaan na God die Vader toe, sodat hy vir my kan doen, wat ek nodig het. Nou meer ek stil sit, want nou kom die skok. Ek word geleer, jy gaan na die Vader toe, ek word geleer, jy het jou lysie. Hoekom? Want ek het 'n lewe wat ek lei. Hierdie is verskriklik belangrik. So ons het ons rituele, en dan kom ons, en ons wat dan begin om in gebed in te gaan, het ons eie probleme ook. Maar gelukkig wil ons dit aanspreek. Want waar gaan dit? Ek is besig om my lewe te lei. Ek het hierdie balle in die lug. Ek het my vrou en my kinders en my praktyk, en ek is 'n jong man en hier moet ek gaan, en ek moet dit alles in die lug hou, en ek moet sorg dat die finansies reg werk, en nou kry ek net 'n hulpmiddel by. Gaan toets dit maar 'n bietjie. Gaan sit 'n bietjie dink. Jy sien, as dit droog is buite, en die oes wil nie inkom nie, broer, dan bid ons hoor. Kijk, dan kom ons met 'n reel dans. En dan bid ons laat dit klap. Totdat die oes in die skuur is. En dan? Hoe lyk dit dan? So ons kom in nood. Dit kan tog mos nooit wees nie. Dit kan tog mos nooit gebed wees nie. Want nou het ons gebid. En ons is besig met hierdie gebed. Dit kan nie wees nie. So, Jesus word net 'n instrument. En dit het vir jare so aangehou. En ja, van daai gebede is beantwoord. Hier en daar, ons is baie bly. Want jy sien wat ons eintlik doen, ons funksioneer. Ons funksioneer op 'n spesifieke manier. Dis die wet van lineariteit, en hoor my. The law of linearity. Wat is dit? Wel, ek leef my lewe en ek gaan aan en dan ewe skielik het ek 'n probleem. Dan begin ek nou dink, hoe gaan ek nou die probleem oplos? En wat gaan ek nou doen? En dan begin ek om bedink en ek begin om bedink. En tot ek kom hoe ek bedink het, dan gaan ek na die Here toe, dan bid ek wat ek bedink het. Of ten minste gaan ek na die Here toe en ek sê, Here, help my net. Maar ek onthou in die jare toe ek 'n kind was, as dit droogte is, dan roep ons 'n biddag uit. Ek kon dit nooit verstaan nie, dan roep ons 'n biddag uit, dan is almal in die kerk. Manne, moet ek jou vertel, ek kom bid hoor. En baie van die gebede is beantwoord, maar ons is in 'n nuwe era. Ons is in 'n nuwe era. So die beginsel van lineariteit is ek kyk na dit wat ek graag wil hê. Dan kyk ek, hoe moet ek daar uitkom? En dan doen ek dit. En weet jy wat? As dit nie werk nie, dan val ek in depressie. En dan kry God die skuld. En dan werk dit nie. En ons weet nie waaroor dit gaan nie. So met alle respek, dit kan nie wees nie. 2010, 2011 het ek in 'n muur gestap. Alles om my was dood. Daar was nie gebede wat gewerk het nie. Jy gaan dit kry.
Nou werk niks. Nou het ek 'n keuse. Ek kan God die skuld gee. Kyk wat het jy gedoen, kyk wat maak jy. Jy weet, jy vertel dit, dis wat ons doen. Of ek kan my Bybel vat en hom in die rak gooi, en besluit, wel, weet jy wat, werk nie. Maar ek het alles van die tafel afgevee, alles afgevee. En sê, okay, hoe weet ek of daar God is? Nou is ek op my eie. Nou wil ek weet, broer. Want weet jy wat, of hierdie is 'n verhaal, dis 'n storieetjie, dis 'n vee-verhaal. Of dis 'n werklikheid. Sê ek, wel, ek kan nie weet of daar God is, hoe gaan ek weet? Hulle sê vir my, kyk in die natuur, en kyk in dinge, en ek net die boek, okay. Nou vat het my langer, hoor, dit vat my maande. Toe uiteinde, nou moet jy onthou, dis nou 'n persoon, wat op daardie stadium, die Here al 20 jaar lank dien. Maar ek het hom nooit geken nie. Verstaan julle die verskil? Ek het nie geweet hy is besig om my in te vat, dat ek hom moet leer ken nie. Al wat ek weet is dit het nou droog geword. En toe sê ek, Here, hoe lyk dit? Vertel u vir my, hoe lyk dit? Ek het al aan die vorige video's ook so hier en daarna verwys. En toe sê ek, wel, daar's Jesus. Daar's geskiedskrywers wat vir my vertel, daar's 'n man met die naam van Jesus. En weet jy wat? Ek kan nie by hom verbykom nie. Hy was daar. Hy het in 'n kruis gehang. Ek verstaan. En weet jy wat? As ek wil weet wie hy is, het ek net een boek, en dis hierdie boek. As ek in die boek vashou, sê ek, Here, al wat ek nou oor het, is ek het net vir u. Dis nou alles, daai hele storie van Habakuk, van, daar's niks op die lande nie, daar's niks in die krale nie, praat met my, dis hoe dit werk. En ek sê, Here, jy is daar, en ek weet, Jesus, u is daar. Nou wil ek weet, hoe lyk hierdie wêreld? Wie sê vir ons daar's 'n geesteswêreld? Almal praat van die geesteswêreld en die demone en die engele, en dan gaan ek Sondag kerk toe, en dan het hulle die vla, en dan waai die vla, en die goed, maar, wat gebeur, mense? Ergens moet iets uitmanifesteer in die geloof wat ek het. En ek sê, Here, maar hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie verhouding met u? En ek kom tot die besef, dat dit wat hy instoor in sy hart het vir ons verhouding, is nie wat ek het nie. Hy is nie daar om vir jou te gee wat jy wil hê nie. Weet jy wat? Hoor my mooi. Het jy my lief? Sit ek so. Sê ek weet nie. En ek voel, hoekom dien jy my dan? Waarom dien jy my? Nou, jy moet daai nou ook 'n droogskoonmaker toe vat en gaan sit. 'n bottel water onder die boom, gemakstoel, en sê vir jouself, ek staan nie hierop voordat ek dit nie uitgeklaar het nie. Jy sê nie, jy moet 'n bietjie, jy weet, hoe sê hulle, jy moet 'n bietjie van 'n aggressiwiteit in jou kry. Want anders los jy dit net, laat dit net aanhou loop. En ek sê, Here, ek wil weet. Ek wil weet. En 'n boek kom oor my pad, Eben Alexander, jy kan hom gerus koop as jy hom in die hande kan kry. En ek wil vir jou vertel, hy's 'n neuroloog, neurochirurg, albei saam, ek weet nie werk dit nie, major hy spesialiseer in neurologie in die algemeen in Amerika, en hierdie ou beland in die geesteswêreld. Baie lang storie, lees die boek. Fantasties. Is heaven real? Daai ou wat nie 'n Christen is nie, onthou nou mooi, hy's 'n rasionalis. Hy werk alles met sy brein en wetenskap uit.
hierdie ou is nie 'n Christen nie. Hy gaan 2 of 3 keer 'n jaar kerk toe. So hy weet van God en hy weet van Jesus. Hy land in die hemel. Hallo, maar hy eers draai in die hel gaan maak. Klink klare bewys. Daar is 'n geesteswêreld. En as jy miskien verder twyfel, koop vir jou 2 boeke. Doen dit nou, doen dit gou, doen dit voor die ander ou. This Present Darkness van Peretti en Piercing the Darkness. Doen dit asseblief. Hoekom? Jy moet verstaan dat daar 'n geestelike wêreld is. Daar's 'n wêreld om ons hier wat ons glad nie kan sien nie. En daai wêreld is bepalend van ons fisiese belewenis. Nou kom ek en ek sê nou, hoe werk dit nou? Ok, so nou moet ek hom lief hê. Ek dien hom, want ek moet hom lief hê. Maar ek het nie dit gesê nie. Ek dien hom sodat hy die demons kan uitsorteer. Ek dien hom sodat hy my lewe kan uitsorteer. Weet jy wat, ek dien hom, want hy moet stort vir die moeilikheid. Kan jy dit doen nie? Dit is nie Christenskap nie. Christenskap is om die hartsbegeerte van God te vervul. Dis waarvoor ek gemaak is. En die begeerte van God is om my lief te hê. En die liefde met my te deel, sodat daar wederwysige liefde tussen ons vloei. Dis dit. Dis die grootste behoefte, as jy kan sê dat God 'n behoefte kan hê, van God die Vader. En daarmee saam het hy vir ons 'n boek weggelê van jou lewe. Psalm 139. En daar's 'n boek weggelê in jou lewe en jy gee hom vreugde deur die boek uit te leef. Hoor mooi, jy gee hom vreugde en jy gee hom die geleentheid om jou lief te hê. Luister mooi, dit is die kern van kunskap van God. Ek wil hê, jy moet dit verstaan. Want ons het nou baie oor die motief daar gepraat, en nou baie oor dit gepraat, en die kern daarvan is, ek loop in verhouding. Maar waar lê die kern van gebed? Ek moet kan hoor. Ek moet kan hoor. So, is 'n paar goed wat jy aan moet kou, is 'n paar goed wat jy aan moet byt. Is jy regtig lief vir hom? Is dit hoekom jy hom dien? As jy regtig lief vir hom is, dit hoekom jy opstaan? Ervaar jy daardie verhouding met hom? Of is dit maar net 'n ritueel? Jy staan op, jy lees 3 boeke in die Bybel, dan bid jy vir Sunny, Jannie en Tannie, en weg gaan jy op jou werk. Ek het dit gedoen wat ek moet doen, en dis dit. Luister broer. Nee, maar jy verstaan nie. Ek bedien die hele wêreld. Ek dryf die demone uit. Ek bid vir die siekes. Ek wil vir jou vra, ken jy hom? Ek het nou al met 3 ouens ontmoet. Wel, ontmoet in die sin van ek het van hulle gehoor. Wat vertel, wat se geweldige uitreikingsaksies hulle het, en wat hulle alles doen, en wat hulle maak, en hoe wonderlik dit is. Maar weet jy wat? Hulle ken hom nie. Hulle het tot die ontdekking gekom, hulle ken hom nie. So, om God te ken, is iets anders as om 'n sondaagsgebed te bid. Nou, hoe kan jy hom ken as jy hom nie hoor nie? Hoe kry jy dit reg? So ek moet hom in liefde ontvang. Ek moet in liefde my boek uitleef en hom vreugde te gee. Maar die kern van dit is om hom te kan hoor. En nou raak ons 'n baie seerpunt aan, want Christene het vir my vertel, toe ek begin sit en ek begin in my gebedslewe inkom en ek sien, maar hierdie goed word nie beantwoord nie, want ek moet hom kan hoor. As ek kan hoor wat die Here vir my sê, sê hy vir my, broer, jy raak skizofrenies. Sê ek, okay. Ek weet nie of ek skizofrenies voorkom nie, maar ons kan gaan toets, ek is nie. Maar kom ons raak die wesenlike punte aan van wat hier moet plaasvind. In gebed. So die aspek
wat ons dan mee moet deel, is te hoor. Ons moet hom hoor. En dan kom ons en dan sê ons vir mekaar, maar hoekom moet ons hom hoor? Ek kan mos net bid. Ek gaan na die Here toe, soos my ma altyd vir my gesê het, man, dit maak nie saak nie, jy maak dit so ingewikkeld. Jy bid net. Die Here verstaan my hart. Ek verstaan. Maar ek kan vir jou 'n paar gebede gaan haal, wat sy gebede wat nooit gewerk het nie. Maar niemand het daaroor gepraat nie. So nou kom ons tafel toe en ek sê, okay, nou, waarom is dit dan belangrik om te hoor? Hoekom moet ons hoor? En hoe gaan ons hoor? So kou 'n bietjie aan dit wat julle nou gekry het en dan praat ons met mekaar. Come to the fountain.